Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Dit is goed om elkeen van u te sien. Dit is heerlik om hier saam te kan wees. Die feit dat julle so bietjie soos mieliepitte vanoggend sit en nie vol is nie, is dat ons het alweer ons eerste kategese afnaweek vir die kwartaal. Kan jy glo, die skole het nou net begin, maar dit is maar om die ritme reg te kry, verlyk my vir die kwartaal. So die volgende Februarie maand gaan 'n lekker besige maand wees vir die kinders, want ons het eers weer in Maart nou weer 'n tuisnaweek. So baie welkom aan elkeen. Vriende, jammer dat daar nie afkondigings vanoggend was nie en ek het nou als vir julle so mooi uitgesit en ek wil afkondigings gewys het en aan die video's en al die dinge en toe besluit my rekenaar, hy vries nou vanoggend en hy So ons is redelik uitgelewer aan die tegnologie, né? So vroegoggend was die dominee op sy knieë, so ek is alreeds in 'n gebedsfase in, omdat die rekenaar net werk vanoggend, maar ek wil net seker maak voor ons nou hier begin, daar sê, okay, alles werk, daarom. So baie welkom nogmaals aan julle. Omdat dit 'n kategese afnaweek is daar dan ook nie kindertyd vanoggend nie. So kom ons word stil voor die Here. Ons het al vanoggend ons eerste gebedsgroep gehad vir die maand. Dit was nogal baie goed bygewoon. Baie dankie. Dis 'n inisiatief wat ons nou geneem het. Ons het altyd op Vrydagoggende dit gedoen, die eerste Vrydag van die maand. Maar daar was 'n behoefte uitgespreek dat ons kyk op 'n Sondagoggend voor die erediens en baie dankie vir elkeen wat gekom het en deel te wees van dit. Vriende, die feit dat ons sê so 'n geleentheid reël beteken nie dat dit die enigste geleentheid is wat ons bid nie. Ek weet dat julle elke oggend en aand by julle huise stilte tyd hou en bid. Ons doen dit hier in die erediens. Maar ons as gelowiges het 'n verpligting op ons om gereeld te bid en tot gebed te nader. Ons kan nooit te veel bid nie. Ons bid net altyd te min. So mag ons ook in hierdie tyd waarin ons onsself bevind, regtig voor die Here verskyn, stil raak en vir hom bid. Ons weet wat is die nood in ons omgewing op die oomblik. Dit is reën, dis water. Maar dit is nie net die reën nie. Dit is ook ekonomie. Dis finansies, dis verhoudings. Dis kinders wat miskien swaar kry op skool. Kinders wat sukkel om werk te kry. So daar's 'n verskeie klomp faktore en probleme daar buite. Maar kom ek nooi vir jou in vanoggend voordat ons dan nou begin vir 'n oomblik stil te raak en ook hierdie erediens aan die Here toe te wy. Kom ons raak stil voor hom. Hemelse Vader, vanmôre is hier baie gebede in hierdie kerkgebou wat opgaan na U toe. Ja Here, dis soos ons in Openbaring lees, die gebede van gelowiges is soos 'n wierookoffer voor U. Dit word voor U uitgegooi. Dankie dat ons vanmôre die voorreg het om net te kan saam bid. Ja Here, somtyds is woorde eintlik te veel. Somtyds moet ons maar net stil bly en ons hoofde buig, ons knieë knak en net voor U kom rus. Mag ons opnuut vanoggend dit ervaar. Mag ons opnuut in hierdie erediens ervaar hoe rus ons voor U, Here. Wat ervaar ons, wat beleef ons
Here, kom orden ons gedagtes, want ons is met soveel dinge besig in ons gedagtes. Ons is bekommerd oor ons omgewing. Die reën wat wegbly, die droogte wat al hoe knander raak. Ons sien daagliks hoe plante swaar kry, hoe diere swaar kry, hoe mense swaar kry. Here, hoor ons nood, ons kreet, ons versigtiging voor U vanmôre. Ja, Here, ons dink ons het baie woorde en ons het baie oplossings, maar eintlik is ons maar nietig, Here. Ons is 'n stofkorreltjie voor U. Maar tog hou U vir ons vas. En versaak U nie ons nie en los U nie ons nie. Mag ons opnuut dit vandag so beleef, Here, as ons hier by mekaar is. Dit kom bid ons in Jesus naam. Amen. By U, Here, soek ons beskerming, by U, Here, kom ons tot rus. Liewe gemeente, wees gegroet met die wonderlike woorde, genade en vrede vir julle. Mag julle vanmôre opnuut God se rus en sy hulp ervaar. Die Here groet julle. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Hemelse Vader, groote God, almagtige Skepper, Jesus Christus, ons Verlosser en die Heilige Gees, ons Trooster. God drie-enig, as ons U nou kom aanbid in hierdie oggend, dan is ons harte stil, want ons weet, U is die Here. Ons weet dat U nou onsself voorberei vir die woord wat ons nou gaan ontvang. Here, dankie vir hierdie geleentheid hierdie oggend. Dankie vir daardie woorde in die Bybel wat ons nou gaan lees. Here, rig dit na ons harte, rig dit na ons gemoed en mag ons dit mooi oordink en besef. Wat is hier besig om nou rondom ons te gebeur? Dankie vir hierdie oggend, Here. Seën U woord in ons harte. Amen. Vriende, ek nooi vir jou om uit jou Bybels oop te maak, die van julle wat saam gebring het, daar by 2 gedeeltes, so jy moet nou so jou vinger by die een insit. Ons gaan eers Psalm 15 lees, en dan gaan ons spring na 1 Korintiërs 1 vers 26. U weet nou, ons het nou laasweek al ook by 1 Korintiërs bietjie stil gestaan. Maar voordat ek nou gaan begin lees, en wil ek hê julle moet mooi kyk na die prentjie wat agter my is. Ek hoop julle kan mooi sien. Kan julle daar sien is 'n man wat oor 'n brug wil stap? Maar die brug is in 'n vorm van 'n kruis. So julle kan sien daarso dat dit 'n kruis is wat daar is. Okay. Want dit het nogal bepaalde effek om te verstaan waaroor die preek gaan vanoggend, as jy nou die prentjie kan verstaan, as ek dit so kan stel. Ek wil begin, vriende, voordat ek vir ons lees, net 1 of 2 opmerkings te maak oor die tyd van die jaar waarin ons onsself bevind. Jy sal nou terug kan dink, daar so in die begin van Januarie, net na Kersfees eintlik, praat ons in die kerklike jaar van Epifanie. Jy het al gesien hierso, ek het dit so mooi, ek gaan dit sommer gou vinnig terugwys. Epifanie, praat ons in die kerk van dit. Nou, Epifanie is die Griekse woord wat beteken verskyn, né? So ons vier die Here Jesus se verskyning, sy geboorte, en Epifanie begin net na Kersfees, en dit loop nou deur tot so middel Februarie, as die Here wil, dan begin weer lydenstyd. So, dit is die kerklike jaar waarin ons onsself bevind. Nou in Epifanie, kom ons en ons onderstreep maar net weer opnuut die belangrikheid van Jesus se verskyning, die geboorte van Jesus. Nou,
as ek dit so kan stel, ons maak 'n verskriklike storie van Kersfees. En dit is reg, ons moet dit so maak. Dit is 'n wonderlike tyd van die jaar. Dit is almal het klaar gewerk en almal was op vakansie en rus en daai tipe van goed. En as jy nou daai tyd van die jaar nog werk, dan is my hart gaan uit vir jou, want dit is almal rus rondom jou en jy moet werk. Maar in elk geval, Kersfees is 'n besondere tyd, dis 'n wonderlike tyd om deel van te wees. Maar daarna, wat gebeur daarna? Epifanie is verskriklik belangrik. Soek julle die moederskamer. Daarso. Dan wonderlik hoe kinders ergens oor hulle ma. Pa kan lekker een kant toe staan, hè. Okay. Maar in elk geval, wat ek wou sê is, so nou bevind ons in hierdie tyd om opnuut vir mekaar te herinner, wat is die implikasies van Jesus se, ekskuus manne, soek julle nou iets? Het mamma nou verdwyn? Dis 'n groot storie. Mama sê, hoor jy so? Waar kom papa nou? Okay. Dis reg. Maar in elk geval wat ek wil sê om terug te kom na my punt toe, en dit is verskriklik belangrik, dat in Epifanie moet ons nooit vergeet wat is die Here Jesus se koms na die aarde se implikasie vir ons lewe. En dit is groot. Dit is verskriklik groot. Dis nie maar net Jesus is in 'n stal in Bethlehem gebore nie. Daardie geboorte en daardie groot word van hom het 'n geweldige impak in die kerk vandag nog. En daarom wil ek hê ons moet begin by Psalm 15. Ek gaan vanoggend dit so 'n bietjie anders doen. Ons gaan eers Psalm 15 lees en dan gaan ek 'n paar inleidende opmerkings oor hom sê en dan spring ons na 1 Korintiërs 1 toe. Okay. Vers 1. Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat. Nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie. Hy wat die wat verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien. Wat sy woord hou, self tot sy eie skande. Dan vers 5. Sy geld nie op rente uitleen nie, hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Vriende, Psalm 15 klink soos 'n dialoog, 'n antieke dialoog tussen die priester en die mense wat moet inkom na die tempel toe. Die belangrike ding van hierdie dialoog is om vir mense die vraag te vra, hoekom kom jy hierna toe? Wat kom maak jy vandag hier? Wat gaan deur jou gedagtes? Nou ek wil begin vanoggend sommer vir julle die vraag dan te vra, wat maak jy hier vanoggend? Wat het jou laat besluit om vanoggend op te staan, jouself mooi aan te trek en kerk toe te kom? Is dit 'n begeerte in jou hart dat jy vanmôre saam met medegelowiges in 'n gebou wil verkeer om die Here te kom aanbid? Of het jy nie eintlik iets anders te sosiaal aangehaat vanoggend nie? So, miskien was dit 'n goeie plan om dan 'n slag bietjie kerk toe te gaan. Of is dit vir jou so gewoonte dat jy elke Sondag maar net opstaan en jy gaan maar net kerk toe? Dis deel van jou Sondagoggend roetine. Vriende, maak nie saak met watse gesindheid en rede jy vanmôre hierna toe gekom het. Die feit dat jy vandag hier is,
beteken dat die hemelse Vader met jou 'n afspraak het. En ek sê nie daardeur mense wat vanoggend miskien iets anders aan het, wat nie hier is nie, dat hulle nie 'n afspraak met die Here het nie. Nee, dis net hierdie oomblik, is jou oomblik. En Psalm 15 kom help vir ons, om te laat besef met watse gesindheid kom ek en jy. Hoe lewe ek en jy in hierdie wêreld, wat ons elke dag die lewe noem? Lewe ek met 'n ingesteldheid van geregtigheid? Lewe ek met 'n ingesteldheid van ek wil verander goed wees? Of kyk ek maar net na my eie sak? Want dit was een van die grootste uitdagings vir die vroeë kerk en ook in die Bybelse Ou Testamentiese tyd. Die mense het 'n saak gehad met ander mense. Elkeen het net op homself gefokus. Ek dink persoonlik, die wêreld waarin ek en jy onsself bevind, het verskriklik baie verander die afgelope 1000 jaar. Maar dit het op tegnologiese gebied en al daai goed verander. Maar die mens in sy wese bly sondig en boos. As daar nie iewers 'n draaipunt kom, waar jy besef, maar hoorie, ek waag dit om vanoggend in die huis van die Here in te kom, net omdat ek weet dat die Here se genade vir my genoeg is. Vriende, Psalm 15 wil vir ons so 'n bietjie 'n spieël ophou en net vir ons sê, kyk gou 'n bietjie hier. Kyk gou, wat maak jy vanoggend hier? Waarmee is jy besig in jou lewe? Wat is die goed wat jou laat wakker lê saans? En ek glo, elkeen van ons wat vanmôre hier is, dink oor die lewe. Ons vra oor die lewe. Ons verstaan nie alles nie. Ek praat in die week met iemand. Toe sê die ou vir my, Andries, ek is by 'n punt wat ek nou moeg gesukkel is. Julle, ons sukkel. Kom ons wees eerlik met mekaar, ons sukkel. Dis droog. Daar's 'n klomp dinge wat rondom dit gepaard gaan. Hoe lyk die toekoms vir ons kinders? Hoe lyk die toekoms vir my? Hoe lyk die toekoms vir my kleinkinders? Die Here wil vanoggend opnuut jou innooi en sê, kom met al daai gedagtes, en kom sit hier by my, want ek wil met jou praat. Nou spring ons na 1 Korintiërs 1 toe. Nou gaan ons die volgende lees. Dink maar net broers, ons kan susters bysit, aan hulle aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van die mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem.
Nou vriende, as ons met hierdie gedagtes en hierdie bekommernisse en hierdie swaard oor ons kop, as ek dit so kan stel, vanoggend in die Here se huis is, in sy teenwoordigheid is, dan het ons net een ding, een doel voor oë, en dit is om maar net te hoor, wat wil die Here vir ons sê? Wat is hier besig om rondom ons te gebeur? Hoe spreek God met ons deur al die gebeurtenisse rondom ons? Hy spreek tot ons direk en sê, maar julle is nie so goed as wat julle dink nie. Julle is nie. Julle is nie so oulik en so slim as wat julle dink nie. Julle is nie. Julle het my teenwoordigheid elke oomblik nodig. En dis waaroor dit gaan. Ons het laasweek gehoor, die Korintiërs was 'n baie welvarende hawestad daar in Korinte, en dit het met hulle baie goed gegaan. Maar tog het die gelowiges daar 'n uitdaging gehad, twee uitdagings. Die een kant het die Jode vir hulle gesê, die kruis, soos wat ons hier in ons mooi in die kerk staan, is 'n teken van swakheid. En die Grieke aan die ander kant met hulle filosofiese beredenering van argumente het weer gesê, die kruis is 'n teken van domheid. Julle wat in die kruis glo, julle wat in Jesus Christus glo, julle moet julle koppe laat lees. Dit is werklik so gebeur. Dit is wat vir hulle gesê is. En Paulus kom sê, weet julle, daar's net twee goed wat belangrik is. Wanneer jy in God se teenwoordigheid is, dan fokus jy op die logos. Die Griekse woord vir boodskap. Vriende, ek kan nie vanoggend hier voor julle staan en vir julle sê, ek wens ek kon. Dit gaan oor 'n week of oor 2 weke lekker reën in die Klein Karoo nie. Of as julle net moet hou oor 'n maand of 2 se al die probleme in Suid-Afrika uitgesorteer, en selfs met die wêreld ook. Nee, dit werk nie so nie. Dis 'n stryd hierdie. Maar die boodskap, die woord logos, Jesus Christus is daardie woord, hy het na ons toe gekom. Epifanie wat ek vir julle in die begin gesê het, hou vas aan die logos. So as jy in die woord is, as jy in die teenwoordigheid van God is, dan hou jy vas aan die logos, die Bybel. Want as ons die logos het, die woord, die boodskap, dan beweeg ons, dan stap ons aan. En dan begin die kruis nie vir jou 'n teken van swakheid wees, of van domheid, of van dat jy nie slim is nie. Nee, dan maak dit vir jou sin. Hoe leef ek en jy in hierdie tyd? Hoe soek ons die Here se teenwoordigheid op in hierdie tyd? Kom ons gaan leef in die logos, in die boodskap, in die woord. Kom ons gebruik die brug wat daar vir ons gebou is, die kruis. Ek leer vanoggend vir julle baie Griekse woorde. Die laaste Griekse woord wat ek vir jou wil leer is kerygma. Ek het al hieroor gepreek, ek het al die woorde gebruik. Dis lank terug. Kerygma wat beteken prediking. Maar die prediking soos 'n dominee wat nou hier voor julle staan en praat nie. Kerygma beteken om te gaan praat. Om uit te dra. Om vir mense te vertel, wie is hierdie Here? Vriende, as ek en jy wat gelowiges is, wat vanoggend hierna toe gekom het om kerk toe te kom, nie gaan opstaan en dit te gaan vertel wat ons ervaar het nie. Wie gaan dit doen? Want dit is waaroor dit gaan, dit is waaroor die lewe gaan. Om ten spyte van moeilikhede, ten spyte van moeg gesukkel, ten spyte van bekommernis oor die lewe, oor die toekoms, nog steeds te kan sê, die Here
is vir my goed. Die Here se genade is vir my groot. Want dit bring vir my vrymaking en vryspraak en heiliging. Mag die logos en die korigma ons rig in 'n moeilike, uitdagende tyd. En mag ek en jy, as ons wil roem op iets, dit in die Here roem. Want hy kry al die eer. Amen. Vriende, kom ons gee tyd vir stil gebed, en dit wat ons nou ontvang het. Here ons God, ons het niks om op te roem nie. As ons na 'n Sondag uitkyk, Here, moet ons nie eintlik hier wees vanmôre nie. Maar tog is u genade so groot en wyd en diep, dat u ons juis innooi om die logos en die korigma te kom hoor, Here. Om te kom hoor dat u nog steeds met ons op pad is. En dat u juis in 'n tyd soos hierdie vir ons wil wys hoe u voorsien. Here, u het vir u volk in die woestyn elke dag voorsien. U het vir hulle uitkoms gebring toe die nood die hoogste was. U het hulle aan die lewe gehou en hulle in 'n beloofde land in laat trek. Here, mag ons opnuut in hierdie tyd en op hierdie dag stil wees voor u en weet, u is met ons op pad. Dankie Here dat die kruis vir ons nie 'n teken van swakheid is of domheid, maar dat die kruis juis vir ons 'n teken van hoop is, van vryspraak, van herstel en van verlossing. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan in die huise in sy vrede. Mag die Here julle seën in hierdie week. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die troos en vriendskap van die Heilige Gees sal by julle wees en julle beskerm in hierdie week. Amen.